Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 77 of reading the Afrikaans Quran, die Heilige Quran. The Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly. Please get your copy of the Quran today. Do not delay. 03130468883 from the IDM or the IPCI 031 or 27 or from the MJC 021 Cape Town 6844606 or from Shwani from Lodium Muhammad's Hardware 012 374 and my copy I obtained it from Jones Yunus Musa Dada from Musa's Insurance Brokers. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them abundantly. Ameen Ya Rabbal Alameen. Right, let's get started. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful, en die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Hoofstuk 3, die familie van Amran, Surah 3, Ali Imran, afdeling 19. Foutvinderij van die mense van die boek. Die mense van die boek, as ons gesê het, is die Jews, die Jode en die Christians, reg? Want dis is die boek is die Bijbel, die Oud Testament en die Nieuwe Testament, reg? Waarlik Allah het gehoor toe hulle gesê het, Allah is arm en ons is ryk. Astaghfirullah, right? Ons sal aanteken wat hulle sê en ook dat hulle die profete onregverdiglik doodmaak. En ons sal sê, smaak dan die straf van verbranding. Dit is wat julle hande verwerf het. En Allah is nie onregverdig teenoor sy dienaars nie. Hulle wat sê, Allah beveel ons om geen boodskapper te glo nie, tensy hy 'n offerande kan bring wat deur vuur verteer sal word. Sê, tog het daarvoor my boodskappers na julle gekom met duidelike tekens en met wat julle wou hê. As julle die waarheid praat, waarom wou julle hulle dan doodmaak? Maar as hulle u verwerp, wie is u? U is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, right? Maar as hulle u Muhammad verwerp, weet dan dat daarvoor u boodskappers was wat verwerp is, boodskappers wat met duidelike tekens, heilige geskrifte en die boek van verligting gekom het. Elke siel sal die dood proe. Every soul shall have a taste of death. Almal sal doodgaan. Almal. Ook die diere en die plante en die visse en almal. Al die mensdom. Dit maak nie saak of jy ryk is, of jy is 'n arm man, jy sal doodgaan. Almal gaan dood. Dit is 'n garantie. Elke siel sal die dood proe. En op die opstandigsdag sal jul beloning ten volle aan julle uitbetaal word. Wie ver van die vuur verwyder word en die hemel mag binnegaan, het inderdaad sy doel bereik. Dit is die doel. Dit is die doel. Wat is die doel? Laat ons weer lees. Elke siel sal die dood proe. Kullu nafsin za'iqatul maut. Right? En op die opstandigsdag sal jul beloning ten volle aan julle uitbetaal word. En dis is die doel. Wie ver van die vuur verwyder word en die hemel mag binnegaan, het inderdaad sy doel bereik. Dit is die doel. Dit is die sukses. En die lewe in hierdie wêreld is niks anders as 'n bedrogspel nie. So we must not get confused by business leaders telling us that success is how much your bank balance is, or how much cars you got, or how big your mansion is, or how much palaces you got, or how many holidays you went for. Yes, money is important, but money is a tool. Money is a very important tool.
But don't be misled by setting goals and goals and goals just on the dunya. Remember your goal. What is your goal? That is success. The definition of success is wie ver van die vuur verwyder word en die hemel mag binnegaan, het inderdaad sy doel bereik. Dit is die definisie van sukses, right? En die lewe in hierdie wêreld is niks anders as 'n bedrogspel nie. Julle sal sekerlik met julle besittings en jul persoon beproef word, en julle sal pynlike dinge hoor van hulle aan wie die boek van tevore gegee is, en van die afgodedienaars. Maar as julle geduldig en godvreesend is, dan is dit waarlik 'n saak van vasberadenheid. En toe Allah 'n verbond gesluit het met hulle aan wie die boek gegee is, het hy gesê, julle sal dit aan die mense bekend maak en dit nie verberg nie. Maak dit bekend aan die mense. Dit is baie belangrik. Don't hide the words, right? Maar hulle het dit die rug toegekeer en dit vir 'n mislike prys verruil. Kwaad is dit wat hulle aankoop. Moenie dink dat hulle wat juig oor wat hulle gedoen het en wat daarvan hou om geprys te word vir wat hulle gedoen het, die straf sal ontduik nie. En op hulle wag 'n smartlike straf. En aan Allah behoort die koninkryk van die hemele en die aarde, en Allah se mag oortref alles. Please join me in the next episode, which is episode number 78, and we are still busy with chapter number 3. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.